Wil jy kragtig bid, bid met vrymoedigheid. Het jy vrymoedigheid wanneer jy bid? Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd gehelp te word. Gebed wat met onvrymoedigheid gebid word, is swak gebed. Is gebed wat nie akkuraat is nie. Is gebed sonder slaankrag. Dit is belangrik dat 'n mens met vrymoedigheid kan bid. Wat maak 'n mens onvrymoedig om te bid? 4 dinge. Nommer 1, sonde. Wanneer 'n mens 'n gewoonte sonde in jou lewe het, demp dit jou gebedslewe. Jy het nie vrymoedigheid om na God toe te gaan nie. Wanneer 'n mens sonde in jou lewe het, voel jy skaam voor die Here. Wanneer 'n mens sonde in jou lewe het, worstel 'n mens met skuldgevoelens. Jy worstel met onvrymoedigheid wanneer jy sonde in jou lewe het, en jy kan nie bid met vrymoedigheid nie. Daarom, as daar sonde in jou lewe is, bely dit. Vra vergifnis by die Here. Laat staan daardie sonde en aanvaar jou vergifnis, aanvaar jou reiniging en bid dan opnuut weer met vrymoedigheid. Die tweede ding wat 'n mens se vrymoedigheid wegneem, sodat jy nie kan bid met vrymoedigheid nie, is gevoelens van onwaardigheid. Onthou, niemand, geen mens is waardig genoeg om voor God te staan nie. Maar Jesus se bloed waarmee jy gereinig is, sy bloed verklaar jou waardig. Sy bloed verklaar jou geregtig. Wat beteken die woord geregtigheid? Dit beteken om in die regte verhouding met God te staan. Die bloed van Jesus Christus bring jou in die regte verhouding met God, sodat jy met vrymoedigheid kan bid. Weereens sê ek vir jou vandag, die mens is gebroken, die mens worstel maar met 'n sondige natuur, maar die bloed van die Here Jesus Christus verklaar jou geregtig. Dit gee vir jou vrymoedigheid om met God te praat, om met vrymoedigheid te bid. Niemand verdien dit nie. Dit is genadiglik aan jou geskenk om voor die genade troon van God met vrymoedigheid te kan verskyn. Skud dan daardie gevoelens van onwaardigheid af en bid met vrymoedigheid. Nommer 3. Wat demp 'n mens se vrymoedigheid om te hardloop na God en te bid met oorgawe? Gebroke menseverhoudinge. Gebroke menseverhoudinge demp jou vrymoedigheid. Wrok, onvergewensgesindheid. Hierdie dinge maak dat 'n mens nie kan bid nie. Daarom sê Matteus 5 vers 23, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. Gebroke menseverhoudinge verswak jou gebed en demp jou vrymoedigheid, en dan kan jy nie bid nie. Vergewe en ondervind genesing in verhoudinge met mense. Versoen met mense, sodat jy kan in 'n versoening leef met God, en die krag van die Here sal toeneem in jou gebedslewe. Nommer 4. Wat verhinder jou om met vrymoedigheid te bid? Onregverdige en onverskillige houdings wat getroude mans met hulle vroue het. Die Here hou jou dop hoe jy jou vrou behandel. 1 Petrus 3 vers 7 sê, net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Die onbarmhartige, onsympatieke, ondeernisvolle man kan nie met vrymoedigheid bid nie. Daarom moet 'n mens na die Here gaan en vra dat hy jou vergewe daarvan. Versoen met jou vrou, anders sal jou gebede kragteloos bly. Jou gebede sal swak bede wees. Kry jou verhouding met jou vrou reg, soos God dit verwag, en jy kan met vrymoedigheid bid, en jy kan met groot krag bid.
om effektief te bid, om kragtig te bid. Ruim alles uit die weg wat jou onvrymoedig maak om te bid. En jy sal ondervind, wanneer dit uit die weg geruim is, dat jy weer met krag bid. Vader, bid vandag dat U vir ons sal help, Here. Help ons om te onderskei wat ons onvrymoedig maak om te bid. En help ons om daardie dinge uit die weg te ruim, sodat ons met vrymoedigheid na U genadetroon kan gaan en kragtig kan bid. Dit vra ek in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. God seën U. Totsiens.